Hartlike goeiemôre, dit is vandag Woensdag, die 1 April, die jaar 2026. My naam, Dani Gerben. Wat se dag is hierdie? Is petroldag, waar ek het elke week sê ek het. Nêrens in God se woord staan daar iets van 'n krywe of 'n geabba nie. Die Here sê, volg my. En ek en jy moenie onderlinge byeenkomste nalat nie, maar ek en jy moet die samesyn van medeboeties, sissies bywoon in 'n selmeeting of in 'n biduur. Kom, raak betrokke by jou selmeeting, raak betrokke by 'n biduur, sodat jy jou petrol kan kry. Onthou dit, moet dit nie vergeet nie. Halleluja. Nou gister het ons gepraat van wysheid beerwe eer, en vandag wil ek sê, verkry wysheid. Verkry wysheid. Ons gaan verder daar in die boek van Spreuke. Nou as jy 'n bietjie gaan lees in jou eie tyd, gaan lees Spreuke 10, die hele hoofstuk, Spreuke 11, 12, 13 tot en met 14. En dan gaan lees dit en alles gaan hierso oor die wysheid en goed en wat ek en jy moet kry en hoe ons dit moet uitleef. Nou ek wil so 'n paar verse hier aanhaal, maar ek sê hierso gaan lees dit hierso van Spreuke 10 af, En hy sê hierso vir ons verse 1. Hy sê die Spreuke van Salomo: 'n wyse seun verbly die vader, maar 'n dwaase seun is 'n bekommernis vir sy moeder. Skatte deur goddeloosheid verwerf bring geen voordeel nie, maar geregtigheid red van die dood. Nou hierdie is alle net wysheid. Dis iets wat ons daaruit kan leer. Want dit wat ons bid en ons vra die Here, Here, gee vir my wysheid, laat ek weet hoe om my kinders groot te maak, hoe om my huwelik te doen, hoe om my lewe te lei. Gaan lees Spreuke. Dan sê verder in verse 5, hy wat in die somer wegbêre is 'n verstandige seun, hy wat vasslaap in die oestyd is 'n seun wat skande maak. Seëninge is daar op die hoof van die regverdige, maar die mond van die goddelose verberg geweld. Die nagedagtenis van die regverdige is tot seën, maar die naam van die goddelose vergaan. Hy wat wys van hart is, neem die gebooie aan, maar hy wat dwaas van lippe is, kom tot 'n val. Hy wat in opregtheid wandel, wandel veilig, maar hy wat sy weë krom maak, word bekend. Hy wat met sy oog knip, veroorsaak smart, en hy wat dwaas spreek, kom tot 'n val. Die mond van die regverdige is 'n fontein van lewe, maar die mond van die goddelose verberg geweld. Haat verwek twiste, maar liefde bedek al die oortredinge. Op die lippe van 'n verstandige word wysheid gevind, maar die roede is vir die rug vir die verstandelose. As ons nou om te kyk na verse 20, die tong van die regverdige is 'n uitgesoekte silwer, die hart van die goddelose is min werd. Die lippe van die regverdige help baie mense reg, maar die dwaase sterf gebrek aan verstand. En dan gaan ons 'n bietjie aangaan daar na vers 29. Die weg van die Here is vir die opregte 'n vesting, maar 'n ondergang vir die werkers van ongeregtigheid. Vers 31, die mond van die regverdige laat die wysheid uitsprei, maar die valse tong word uitgeroei. Hoeveel het ons nie nou al reeds hier uitgeleer wat ek en jy kan toepas in ons lewens nie. En dan Spreuke 11 vers 5, die geregtigheid van die regskapene maak sy weg gelyk, maar die goddelose val deur sy goddeloosheid. En dan verse 12, die verstandige verag sy naaste, maar die verstandelose verag sy naaste, maar die verstandige man bly stil. Die wat met kwaadsprekery omgaan, maak 'n geheim openbaar, maar hy wat betroubaar is van gees, bedek die saak. En dan verse 19, ware geregtigheid lei tot die lewe, maar hy wat die kwaad najaag, jaag na sy dood. En dan vers 20, die wat verkeerd van hart is vir die Here 'n gruwel, maar hy het 'n behaag in die wat regskape en van wandel is. So hier kan ek en jy so baie leer. Soos ek gesê het, gaan lees Spreuke 10, 11, 12, 13, hier by 14, Spreuke 14 verse 12 sê, daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is die weë van die dood. So ek en jy het 'n keuse om te maak. Gaan ek en jy 'n bietjie wysheid uitleef? Vra vir die Here, Here, ek soek wysheid, ek soek insig, hoe ek moet leef, hoe ek my familie moet rig,
hoe ek met ander mense moet deel, en die Here gee vir ons antwoorde in sy woord. Kom ons gaan lees dit, en ons toepas dit toe in ons lewens. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie vir u teenwoordigheid. Here, dankie vir die woord. Ja, Here, hier is so baie om in te neem, Here. Ek bid en vra, gee vir ons die wysheid, gee vir ons die insig om dit te kan doen, om dit te kan uitleef. En ons sê vir u dankie daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, hou vas aan Jesus Christus. Onthou, gaan kry jou petrol, né? Julle moet 'n geseënde Woensdag hê. God bless.